Welkom terug by sessie 4. Gister het Adri vir ons baie verduidelik van wat met ons gebeur en wat ons kan doen. Adri het gister ook genoem van verligting. Vandag gaan ek bietjie vir ons verduidelik wat gebeur met ons sodat ons verligting het. En dan ook, hoe hanteer ek snellers? Dankie dat julle weer by ons is vandag en dankie vir julle tyd wat julle saam met ons spandeer. Al is dit ons 4de sessie, bly by ons. Ons het baie inligting vir julle. Kom ons begin met, hoe beïnvloed pyn 'n mens? Wat gebeur met jou as jy seer kry? Jou brein stuur 'n noodsein van waar jy seer gekry het. Wanneer jy seer gekry het, is daar 'n domino effek, want jou brein probeer vir jou verligting gee. En dan is daar beta-endorfine wat vrygestel word. Daai beta-endorfine is wat jou tydelik laat beter voel. Dit gee jou 'n verligting, omdat jy seer gekry het. Maar dis nie volhoubaar nie. Elke keer as jy seer kry, kom daai beta-endorfine, dit is net soos 'n inspuiting, dit is 'n klein bietjie, dit gee so bietjie verligting en is weer weg. En dan herhaal die siklus. Soos wat Adri vir ons verduidelik het. Net daai klein bietjie verligting. Maar dit gee jou wel tyd om te gaan, ek voel beter. Dit is net daai klein bietjie wat jy nodig gehad het vir 'n slegte situasie, om net te kan asem skep. Net die bietjie, ek's okay. En hierdie is wat selfbeskadiging gevaarlik maak. Dis daai klein bietjie wat ons dit laat volhou. Die beta-endorfine in jou brein kan verslawend raak. En dit is hoekom dit moeilik is om te stop. Kom ons praat oor snellers. Ons ken dit ook as triggers. Met snellers moet ons 3 punte doen. Jy moet verstaan, jy moet dit aflei en jy moet dit vertraag. Om jou sneller te verstaan, moet jy verstaan wat binne gebeur. Leer jou snellers ken. 'n maklike manier is, doen 'n joernaal. Skryf dit neer, wanneer hierdie groot gevoelens gebeur. Skryf neer. Skryf wat dit is. Benoem dit. Sê wat dit is. Sê wat jy voel. Dis joune. Niemand gaan dit lees nie. Wees eerlik. Maar skryf dit neer, sodat jy later kan gaan terugkyk as jy beter voel, om te verstaan wat dit is. Ergens moet jy begin stappe neem, om dit te verminder. Ons praat nie nou van stop nie. Ons praat van, maak dit minder. As jy dit herken, kan jy kyk voor die tyd om te weet, dis 'n situasie, dis 'n mens, dis 'n gevoel, en ek kan dit voor die tyd erken. Daar is drange wat geassosieer word met selfbeskadiging. Dis die gevoel wat hier binne gebeur, wat lei tot die selfbeskadiging. Dis 'n hartklop wat vinnig raak. Dis 'n swaar gevoel van swaar kry. Dis intense emosionele pyn. Mense verstaan, dis groot gevoelens. Dis 'n emosie wat moeilik is om te beheer. Dis nie 'n hartklop wat jy om die blok gehardloop het in jou hart is bietjie vinniger nie. Dis 'n paniek bevange hartklop. Daar's rusteloosheid, daar's paniek. Daar's verlies aan sensasie. Mense sê, ek voel nam. Ons ken daai woorde. Herhalende gedagtes, ek wil sny, ek wil sny, ek wil sny. Ongesonde besluite. En hierdie ongesonde besluite sluit in, ek gaan eerder gaan oefen en dit oordoen. Ek gaan uit en ek ooreet. Ek gaan om die blok loop en jy loop kilometers ver en jy het vergeet waar jy is. Dis ongesond, dis skadelik. As jy hierdie gevoelens verstaan, kan jy begin om dit af te lei. En dit is ons volgende stap.
Hoe lei ek my aandag af daarvan? Hierdie is iets wat net vir jou gaan werk. Jy moet 'n manier skep om jou emosies te bestuur. Want dit is 'n emosionele gevoel en jy moet dit verstaan. En dit is uniek aan elke persoon. Wat vir my werk, gaan nie vir jou werk nie. En jy moet gaan soek wat joune is. Bly naby mense. As jy naby mense is, gaan jy nie jouself seermaak nie. En dit is goeie mense, dis mense wat lief is vir jou, dis mense wat omgee. En is nie noodwendig altyd jou familie nie. Dit kan jou vriende wees, dit kan mense wees wat jy vertrou. Maar bly naby mense. Selfbeskadiging, soos Adri verduidelik het, isoleer. Jy moet die stappe neem om uit te beweeg. Kom naby mense. Dit voel nie vir jou so op daai oomblik nie, maar daar is altyd iemand wat omgee vir jou. Verwyder voorwerpe. Wat ook al jou beskadigingsmanier is, as dit sny is, bære die skerp goed. As dit brand is, vat weg die aanstekers. Verwyder wat jouself mee seermaak. En dan die derde punt, vertraag. Ons probeer minder voordat ons stop. As al hierdie gevoelens gebeur, en jy kan dit herken, en jy het iets gekry om jou mee besig te hou, net vir 5 minute, dan is dit 5 minute wat jy gewen het. As 5 minute verby is, probeer vir nog 5 minute, en maak dit 10, en kyk of die angs bietjie rustiger raak. Maar vertraag, vat net 'n asem. Praat met iemand. Daai persoon wat jy tussen beweeg, jy hoef nie te praat oor selfbeskadiging nie. Jy kan praat oor die son en die maan en die sterre en die weer daar buite. Gesels net bietjie. Haal asem. Om te help met selfbeskadiging, moet jy al daai energie en gevoelens vrystel. Ons het dit hier opgebou, dit het oorgevat, dit vat beheer en dit maak jou reageer. Ons moet dit vrystel, ons moet dit laat gaan op 'n gesonde manier. So kom ons kyk na 'n paar maniere. Dalk werk een vir jou, dit klink dalk belaglik, dan is dit nie joune nie. Kry terapie. Dit werk nie vir almal nie. Daar's verskillende tipes terapie, maar praat met iemand. Skryf in jou joernaal. Skryf werk. Jy vat al hierdie goed en jy sit dit bietjie neer en jy kry verligting daarvan. Staan op en loop weg. Skryf dit op 'n papiertjie, vrommel hom op, gooi hom, skeer hom, doen iets met hom. Wat al hierdie gevoelens net bietjie laat uitkom. Jy kan klei vat, druk, trek hom, skree. Slaan 'n kussing, skree in die kussing. Stap. Maak geraas. As jy musikant is, speel bietjie musiek. As jy nie is nie, sit jou gunsteling musiek. Sit dit hard. Maak geraas, spring op en af, raak, ontslaaf van die energie. Krabbel. Krap in iets. Jy kan dit weggooi. Daar selfhelp webwerfte wat jy kan gaan na kyk, wat soveel idees vir jou gee, wat energie van kon ontslaa raak. Jy hoef nie noodwendig te oefen nie. Jy het net nodig om alles wat hier binne opbou, net bietjie neer te sit. Al wat jy hoef te doen, is soek net wat jou ietsie is, sodat jy vir 5 minute kan asemhaal en van die frustrasie ontslaa raak en nog 5 minute kan koop. Ek sê vir julle dankie dat julle saam met ons was vir vandag. Ek en Adri gaan ons volgende sessie bietjie gesels en net die vrae vra wat mens normaalweg vra. Wat doen ek as ek dit raak sien? Wat kan ek doen? Wat moet ek doen? Is ek veronderstel om iets te doen? Ons het almal vrae met selfbeskadiging.
En ek en Adrie gaan in ons volgende sessie probeer om net so bietjie van hulle vir julle te antwoord. Ek hoop julle het 'n lekker dag en bly by ons. Bye bye.